Julle sal my verskoon as ek nou effens emosioneel is. Ons het nou al hierdie rasionele en spirituele insette gehad wat wonderlik was. Dit het my diep geraak. As iemand wat hierdie land oneindig lief het en al ons mense. En julle maak 'n beduidende verskil aan die welvaart en die welsyn van hierdie land. Ek is op 'n bepaalde manier eintlik sommer lus en los my formeel voorbereide toespraak en praat uit die vuis uit, maar dit mag uitwerk op 'n manier waar ek en my vrou is saam met my, sy's 'n sielkundige, omdat ek 'n sielkundige in my lewe nodig het. Maar ons het ook 'n klompie grappies waarvoor sy nou nie meer lag nie. As ek uit die vuis uit nou sou praat, ook na aanleiding van wat die president gesê het en wat die wonderlike lesse van leierskap wat ons gekry het van iemand wat dit toepas op verskillende maniere. As ek uit my hart uit en uit my hoof uit moet praat, dan mag ek die enkele vriende wat ek nog oor het verloor. Nou ja, terug by my vrou, sy sê altyd as ek sê ek het 'n vriend, dan sê sy het jy nog 'n vriend oor. Belangrik ook in my hele lewe, gegeewe my afkeer aan boelies. En sodra jy mag het, en politici wat mag ten alle koste nastreef, is dikwels boelies. Meneer Donald Trump het die eienskappe van 'n boelie. President Cyril Ramaphosa het die eienskappe van 'n boelie. Ek het in my hele lewe eintlik nog nooit 'n regering gekry waarvan ek gehou het nie. Ek ken politici wat nog nooit 'n regering gekry het waarvan hulle nie gehou het nie. Ek hou nie van regerings nie. Enigste wettige regering wat oor my is my God en my eggenote. Terloops, dit kan 'n mens ook in ernstige probleme laat beland as jy sulke goed sê. Hoe dit ook al sê, ons moet die alternatiewe wat vir ons beskikbaar is gebruik. En dit sluit aan by die waarde van wysheid, wanneer feite en werklikhede ons vriende is. Nou ek en die president en François het nie gekookus voordat ons gepraat het nie, maar baie van dit wat, ekskuus ek moet nou net gou dink, Du Plessis Tini gesê het en wat François gesê het, resoneer met wat ek ook aan die orde wil stel. En ek het 'n redelike tegniese voorlegging, maar ek gaan nie daarna toe noodwendig nie, maar die idee dat positiwiteit ons nie help nie en negativiteit help ons ook nie, maar werklikhede gaan ons help. En dan het ons data, inligting, kennis en wysheid nodig. En ons moet al daai vermoë wat vir ons gegee word ook deur nuwe tegnologie gebruik, maar ook nuwe sakemodelle. Nou daarom is my betrokke voorlesing die ene wat daar sigbaar is, die waarde van wysheid, wanneer feite en werklikhede ons vriende is. Nou, as ons daarna gaan kyk, hierdie is 'n bietjie klein, maar in effek kom dit daarop neer, dat wat julle het, is nie eufemisties gesien, 'n paar uitdagings nie. Julle en ons, inklusief, het probleme, ernstige probleme. En as ons daai probleme nie behoorlik identifiseer en behoorlik erkenning daaraan gee nie, gaan ons nie daai probleme oplos nie. Gaan nie in te veel detail daarin nie, maar want weer eens, die president het verwys na die probleme met infrastruktuur swigting, die probleme met onder andere paaie, die probleme met byvoorbeeld julle eie waardeketting waar daar entstowwe moet gevind word. Daar is eintlik entstowwe, maar ons kan hulle nie vind nie. Dis die dilemma. Waar ons moet gaan kyk na die hele idee van die lewensvatbaarheid van landbou en boerdery in Suid-Afrika in terme van verminderde opbrengs. Op grond van waar ons sweet kapitaal en ons kapitaal in ons grond insit, maar die opbrengs verminder, want ons word bedreig deur bepaalde probleme. En vele ander landelike veiligheid wat julle al eintlik tot 'n groot mate gehanteer het. En laat ons dit vir mekaar reguit sê terwyl ons reguit praat. Julle kan met goeie reg ook nie van regerings hou nie, want daar is wesentlik vyhandigheid in die regering. Ek wil dit ook net baie duidelik stel. Niks wat ek vandag hier sê sal ongrondwetlik wees
en revolusionêre optrede vra wat neerkom op 'n vorm van sedisie nie. Ek is 'n wetsgehoorsame, regtens gedrewe, konstitusionele teoretikus, maar ook 'n aktivis. So, daai probleme is daar. Dan het jy eintlik 3 moontlikhede. Jy kan dit ontleed, kom ons sê dis die A van analise. Jy kan aktivisties optree, en jy behoort eintlik al twee te doen. Dis ook wat die president gesê het. Jy kan aksie neem, en ek wil 'n 4de moontlikheid oopmaak, en dis om te sê, jy kan innoveer. Daar's 'n wêreldwye tendens vir innovasie, maar dis nie net tegnologiese innovasie wat widgets en gadgets maak nie. Die is daar baie van. As ek kyk hoe my oom se John Deere trekkertjie gelyk het in 1954, John Deere trekkertjie in die Weskus, in die omgewing van Eendekuil. Ek weet nie of julle weet wat dit is nie, maar dit is in elk geval naby Lammersbaai en Elandsbaai. En ek kyk wat nou hier buite staan, dan is daar baie tegnologiese ontwikkeling. Wat ons nodig het is 'n vorm van tegnologie vir die mense, wetenskap vir die mense en met die mense. Het is ook interessant om daarop te let, dat mense skep die probleme wat hulle uiteindelik benadeel tot 'n mate self, en wanneer dit hulle benadeel, het hulle dan 'n soeke na antwoorde in onder andere innovasie, maar die proses wat gevolg moet word, hulle moet self betrokke wees by die vind van die oplossing. Jy help nie om te sê, ons gaan die antwoorde op 'n ander plek haal nie, die antwoorde is hier. Ek dink dus oor sosiale innovasie, en dikwels sê ek, ons moet nie net uit die boks uit dink nie. Het julle al daai term gehoor? Ons moet uit die boks uit dink. Het julle al die term gehoor? Ek sê, neek die boks weg. Kyk of daar nie 'n moontlikheid is dat ons heeltemal met iets nuuts vir 'n dag kan kom nie. En ek dink dit het te maak met baie van die riglyne oor leierskap wat ons gehoor het, en oor ons kwessies. Laat ek gou daarby aansluit. Ons het 'n wesentlike debat nodig oor nie of ons transformasie in hierdie land nodig het nie. Ons het transformasie nodig. Maar nie transformasie gedryf deur die ideologie van die nasionale demokratiese revolusie nie. En daai revolusie is nog nasionaal, nog demokraties en nog revolusie. Dis gewoon 'n vorm van korrupte uitbuiting van mense se sentimente om jouself te verryk. Kom ons sê dit maar net vir mekaar reguit. En as hier polisiemense is wat dink ek is nou besig met sedisie, ek is beskikbaar om gearresteer te word na die tyd. Kyk ons wat word daarvan. Hoe dit ook al sê. Ons het 'n gesprek nodig oor transformasie wat gedryf word op die grondwet van Suid-Afrika en veral artikel 195, waar die waardes van regering en administrasie, wat dan ook maar die waardes vir die samelewing vir instellings is. En dit sê jy moet verteenwoordigend, natuurlik moet jy verteenwoordigendheid hê in jou staatsdiens, want jy kan nie met die mense werk as jy hulle nie verteenwoordig nie. Maar terselfdertyd moet jy nie net verteenwoordigendheid hê, jy moet dan ook effektief en eties wees. Gaan kyk maar na artikel 195 van die grondwet. Jy moet daarom ook die ontwikkelingsstaat se professionaliteit hê. So, ons moet ook ons nie laat flous en kil om in skyndebatte betrokke te raak. Bring die president, laat hy kom, dan praat ek gou met hom oor die feit dat ons transformasie nodig het, maar gebaseer nie op die prul van nasionale demokratiese revolusie nie, maar op die pypwaardes van ons grondwet. Dan sal ons begin 'n ekonomiese groei toon, ons sal groter kohesie hê. Maar dit is die situasie. Dus, ons moet betrokke wees, ons moet ook nie net as individue betrokke wees nie. Uiteindelik, as dit misluk, sal net jy en jou naaste oorbly om die mislukking te moet hanteer. En dit gaan nie lekker wees nie. Dit gaan 'n apokalips wees. Miskien is dit die openbaring, maar laat ons nou nie daarna toe gaan nie. Terloops, iemand het op 'n stadium gesê, jy moet nie sulke lang toesprake hou nie, Erwin. Kry maar vir jou 3 punte,
want 'n preek met meer as 3 punte is 'n leerstellige dwaling. Goed, so ek moet relatief vinnig deur my 3 punte kom. Ek wil dus sê dat politieke konteks, ekonomiese konteks, sosiale konteks, tegnologiese konteks het dramaties verander. Ons het groot probleme. Ons moet daai probleme aanspreek as individue, maar ook as instellings en uiteindelik op 'n kollektiewe manier. En ek gaan nie by al hierdie ander goed uitkom nie, dit is beskikbaar en julle kan daar gaan kyk. Maar daar het ons, die konteks is wesentlik. Die hele wêreld word gekenmerk deur probleme. En een van die grootste probleme is skaarsheid. Daar is te min voedsel, te min hulpbronne, te min goeie klimaat oor, dat almal iets kan kry. En as jy later begin beklei, met al jou mag, om vir minder mense, die elites, meer te gee, ten koste van die paar mense wat nog het, dan word dit 'n geveg tot die dood toe, waar jy beklei om skaarsheid te verdeel. Verdeling is belangrik, maar jy wil nie skaarsheid verdeel nie. Jy moet groei en voorspoed verdeel. Nou, daai kontekste kan julle maar daar gaan kyk. Die konsepte het dan te maak met goed soos inklusiewe sosiale innovasie. Onthou ek het gesê, jy moet 'n aktivis wees. Jy moet aksie neem. Jy moet ook op verskillende maniere innovasie hê. En dit is sosiale innovasie. En dit verg eintlik inspirerende idees. En ek wil daarbey aansluit nou as ek kom by julle rol. Inspirerende idees. Inklusiewe instellings. Insluitend. Die president se punt is, julle moet help met die vestiging van 'n nuwe boerdery generasie. Inklusief en samewerkend. Ons wil nie afskei nie, ons wil nie weggaan nie. Ons moet betrokke wees. En dan, nadat jy inspirerende idees het, inklusiewe, insluitende instellings, moet jy impakvol implementeer. Jy moet wragtig nie net praat nie, jy moet iets doen. En as jy dan dit doen, met sosiale innovasie, dan bou jy 'n prototipe, 'n kleiner weergawe van dit wat jy wil doen. En jy toets daai prototipe voortdurend deur te sê, werk dit of werk dit nie? Hoekom werk dit of werk dit nie? Wat kan ons hieruit leer? En hoe kan ons herontwerp van die prototipe aanpas om die prototipe beter te laat funksioneer? En wanneer die prototipe werk, dan kan jy dit veredel, skaal en versprei. Nou dit sluit by 'n ander boodskap aan wat ek hier het. Die konkrete probleme het ons al oor gepraat. As ons dit nie reg kry nie, gaan ons in kwaadaardige sirkels, vicious circles in plaas van in goedaardige of deugdelike sirkels. Maar ons moet al daai goed by mekaar kry. Nou, dit bring ons dan nou weer by die idee van sosiale innovasie. Dit sluit aan met die groot waardering wat ek het vir boere, soos ek sê aan my moederskant is ons Sandveldse boere. My pa was 'n spoorweg ambagsman, 'n 4de geslag Duitse immigrant. En ons boerekant was mense wat soos julle planne kan maak. Nou dis weer 'n geuite, relatief algemene stelling. Maar boere maak planne. En ek dink wat moet gebeur is, ons moet daai planne as inspirerende idees, inklusief nastreef, om uiteindelik uit te kom by impakvolle implementering, waaruit ons dan kan leer. En as ons daarna kyk, dan beteken dit dat ons moet gaan kyk na 'n klompie dinge, en ek wil baie vinnig na hulle verwys, konkrete hanteringsvoorstelle. Julle moet samewerkend, medeskepend beginne optree. En dan wonder ek, en dis deel van die groter boodskap, as julle al julle innovasie kan pool. As ek nou van tyd tot tyd, ons het 'n plek in Mosselbaai en ons kom in Hartenbos,
dan kan ek nou sien die mense wat by Hartenbos kamp, hoeveel gadgets en widgets het hulle nou al gemaak. Jy weet, verskillende braaidromme. Dis nou maar net 'n konkrete voorbeeld. Potjie kos handvatsels. Ons het 'n vriend gehad wat 'n boer was, sy naam was Peri. Ons het hom genoem Peri Patentjies. Julle het honderde patente. Julle het kundigheid. Kan 'n mens binne die Vrystaatse Landbouunie daai kundigheid koöperatifiseer en kommersialiseer? Want die probleem wat julle ook het, bykomende tot die politieke probleme, die ekonomiese probleme, die sosiale probleme, die tegnologiese kwessies wat julle moet oplos, is eintlik tweelei. Julle wil en sou byvoorbeeld 'n gedevolueerde, gedesentraliseerde eie padowerheid kon ontwikkel. In die ou dae het ons die afdelingsrade in Kaapland gehad en die padowerhede in die ander plekke. Sou dit moontlik kon wees dat julle eintlik vir die tersiêre paaie, dit wil sê die paaie wat direk die eerste myl of die eerste 2.4 kilometer, nee, 1.2 kilometer aansluiting, dat julle op 'n koöperatiewe manier gesamentlik dit kan doen. Maar dan het julle twee probleme. En die een probleem is kapitaal en die ander een is kapasiteit. Want julle moet boer en julle moet julle gesinne onderhou en uitgebreide gesinne en 'n gemeenskap dra. Julle dra gemeenskappe, volledige gemeenskappe. Sou dit dan moontlik wees dat 'n mens kan gaan kyk na 'n vorm van 'n gesamentlike medeskeppende benadering? Ek het byvoorbeeld 'n tyd lank nou al gaan kyk gelede na die hele idee van die herdink. Terloops, toe die Universiteit van Stellenbosch Wilgenhof begin herverbeel. Nou, ek was in Wilgenhof, so toe het ek 'n bietjie gedink, die term word nou gediskrediteer, maar ons gaan nou nie daarop in nie. Ek het nog vriende by die Universiteit van Stellenbosch, ek wil hulle graag behou. Hoe dit ook al sê, kan ons gaan kyk na 'n soort institusionele, 'n organisatoriese oplossing, waar ons die idee van koöperatief werk, maar ook koöperasies kan gebruik, waar ons kan sê, ons skep 'n soort sosiale onderneming. Dis nie 'n handouts nie, dis nie 'n liefdadigheidsorganisasie nie, dis ook liefdadig, maar waar ons vermoëns pool. Ek gaan nou 'n skokkende ding sê. Ek dink ons het meer FBS banke nodig. Weet julle wat die FBS bank was? Die korrupte bank, wat 'n koöperatiewe bank is. Dit is moontlik om die waarde van koöperatiewe banke byvoorbeeld, waarvoor daar voorsiening gemaak is, met 'n bietjie werk, het vat 'n paar jaar, daar's 'n ernstige voldoeningsvereistes, maar om dit te kan realiseer, en dan te sê, jy los jou kapitaal en jou kapasiteitsprobleem op, en dan begin jy op 'n gesofistikeerde manier jou eie padstrukture in plek stel. Ek weet, dit verskuif die verantwoordelikheid, en die mense wat eintlik veronderstel is om te doen, gaan dit gebruik as 'n skuifmeel om niks te doen nie, maar hulle doen in elk geval al klaar niks. So jy is nie slegter af nie. So kan jy daai innoverende oplossing kry. Neem die probleem van enstowwe. Vrystaat Universiteit het vir baie jare 'n baie suksesvolle nie veeartseny nie, maar 'n farmaseutiese program gehad. Ek is nie seker of dit nog bestaan nie. Dit was Pharmofs Parexel. En my kollega professor Willemse sal dan kan sê, maar dit was 'n uitstekende inisiatief wat eintlik medisyne saam met medisynemakers en van die generiese vervaardigers van medisyne gebruik het. Nou, ons het nou ons vermoë verloor om enstowwe te vervaardig. En die kostes het dramaties opgegaan en ons wil dit nie oorlaat net aan privaat sektor gedrewe, soms oordrewe winsmotiewe nie, maar kan ons saam met Vrystaat Universiteit, saam met van die generiese medisyne vervaardigers, saam met Onderste Poort. Francis Petersen is nou daar, ek dink hy sal 'n interessante, ek dink hy's die beste
rektor by 'n publieke universiteit in die land, dis my persoonlike mening. Kan ons gaan kyk, kan ons 'n kommersiële program kry, waar ons as Vrystaat Landbou-Unie, en ek sê nie dit gaan maklik wees, dit kos 400 miljoen, dink ek het François gesê, maar waar ons hierdie goed stimuleer om te sê, maar ons gaan 'n kapasiteit skep, om ons eie enstowwe te maak. En ons gaan dit nie doen as boere nie, maar ons gaan 'n samewerkende groep mense skep. En ek dink koöperasies, na die KWV, Old Mutual en Sanlam se korporatisering, het groot skade gelei. Ek weet as briljante koöperasies, ek werk met die Sentraal Suid-Kaap koöperasie, of het met hulle gewerk, in Swellendam. Ek dink julle moet daai vermoë begin bedink en gebruik. Nou, so, kan jy plaaslike lewering kry, met uiteindelik eksperimentering en deurlopende leer. Julle is 'n klomp boere met planne. Kan julle julle intellektuele eiendom pool? Kan julle patente skep? Kan julle dit dan verkoop? Kan julle daardeur kapasiteit en kapitaal kry wat julle in staat stel om meer self te doen en nooit ophou om aktivisties te wees en sê die regering moet ook hulle werk doen nie. Maar as dit nou nie gebeur nie, is daar alternatiewe. Jy moet nooit, my pa het gesê, Erwin, jy kan uit enigiets uitraak. Jy moet net nooit uit opsies uitraak nie. Dag wat jy uit opsies uitgeraak het, dan is jy in groot moeilikheid. Nou daar is 'n klompie konkrete voorstelle. En uiteindelik is die idee, kan ons uitkom by 'n kenniskoöperasie, waar ons kennis kan pool, dit dan koöperatifiseer. Dit uiteindelik ook internasionaal en nasionaal aanbied, en daarmee vir ons kapasiteit en kapitaal skep, om meer te doen. Ons weet van gemeenskapsgebaseerde organisasies. Daar is organisasies wat hulle eie universiteite en eie tegniese colleges geskep het. En die probleem bly net, dat as jy duur infrastruktuur wil skep, as jy nuwe infrastruktuur wil bou, dan kan jy dit nie net doen met 'n bietjie geld as 'n vrywilliger nie. Jy moet dit op een of ander manier in 'n instelling plaas. En dit is die idees wat ek dink ons moet gaan bekyk. Ons kan onderlinge banke skep. Ek het die voorbeeld, julle kan gaan kyk na die vorige minister van Gesondheid, ook 'n boer by Riversdal, ou met die naam van Teens Botha in die Weskaap. Ek weet nie of julle van hom weet nie. Teens Botha het, nadat hy uit die politieke uit is, in die DA is daar maar ook baie keer konflikte, in die Vryheidsfront plus ook, ek weet van hulle almal, in die ANC is daar baie groot is, maar Teens is toe, en hy uit 'n mediese koöperasie geskep, Medicope, gaan soek maar op Google, Botha, Teens Botha, Medicope, en wat Teens gedoen het, hy het nou, is besig om 'n onderlinge bank te skep, om alle mense wat op die raad vir gesondheidsberoepe kan registreer, dis nou van verpleegsters tot superspesialiste, dwarsdeur, en verpleegsters is ook superspesialiste, kan ek julle sê, my ma was 'n verpleegster, sy was briljant. So, om al daai mense te help met hulle praktykvorming, die kommersiële banke gaan julle nie help nie. As julle dit reg doen, dan bou julle julle eie bank, 'n onderlinge bank, en dan sê julle vir die aandeelhouers, wat ook daar gekom het op grond van, nie hulle vermoë dikwels nie, maar as gevolg van hulle verbintenis, nou ja, ons groet julle, ons het ons eie bank. Die VBS bank, maar nie 'n korrupte VBS, 'n VBS bank met integriteit. Ek wil vinnig deurgaan, daar is baie sulke gevalstudies. Dan wil ek begin afsluit deur te sê, die dapper gesprek, wat ons moet hê oor die werklikhede is, kan ons koöperatifiseer, kan ons kommersialiseer, kan ons, en ek kan nou self nie helemaal lekker sien, kan ons kommodifiseer, sonder om kommoditeit uit te brei. Kennis as 'n kommoditeit. Julle het buitengewone gekoppelde, gepoelde kennis, al die planne. As julle daai kennis is mos 'n wonderlike kommoditeit. Anders as Kempen, waarmee boer jy nou weer?
Gars. As jy gars gebruik, dan raak dit op. As jy melk gebruik, raak dit op. Kennis, as jy dit gebruik, word meer. Dis die wonderlike kommoditeit wat kennis is. As jy kennis deel, word dit meer. Nou, as jy kan werk met die kommodifisering van kennis, co-produseer, en veral ook internasionaliseer. As jy in Suid-Afrika oplossings kan vind vir die boere in Australië, oor hoe ons vanaf die tegnologie, dis 'n tegnologiese handeling om skape te skeer. En jy kan dit op een of ander manier in harde geldeenhede verkoop, maar jou eie lewe hier wat in rand gefinansier word. En as jy dit kan doen, dan het jy die voordeel van die wisselkoers aan jou kant. Ek dink julle behoort almal julle seuns en dogters aan te moedig om internasionale ervaring te gaan kry. Nie om weg te gaan nie, maar om te gaan kyk wat daar gedoen kan word en die netwerke te bou. En julle eie netwerke. Julle behoort eintlik by vergelykbare landbouunies, landbouverenigings wêreldwyd in te skakel in 'n kennisnetwerk. En daai geleenthede te gebruik om te internasionaliseer. Dan moet julle innoveer. Dit behoort julle teen die tyd nou al julle moet inspireer, implementeer, impakteer, integreer, bring julleself by mekaar en interageer, werk met mekaar saam. Laastens dan, as 'n samevatting, ek weet nie hoeveel tyd, ek dink ek is omtrent, miskien 'n minuut of wat laat, hier's 'n klompie wysheidsspreuke. En ek gaan nou maar net sê, daar's niks meer verkeerd om 'n selfgemaakte mens te wees, solank jy net nie die produk is van unskilled labor nie. Ek kry mos baie mense wat sê, ek is 'n selfgemaakte man. Maar jy moet dan nie ongeskoolde arbeid gebruik het om jouself te maak nie. Terloops, dit lyk my, ek is nog steeds baie angstig as ek enige lesing gee na 40, 50 jaar. En wat dan gebeur is, baie keer dink ek iets is, miskien wys maar ook snaaks, en dan lag mense nie, dan is ek net meer angstig. So as ek nou weer so iets sê, en julle lag nie, dan raak ek net meer angstig, kan julle my help, as ek net my hand ophou, ek doen baie radiowerk, omdat ek so 'n goeie gesig het vir radio. As dit snaaks is, lag maar, dan voel ek beter. Hoe dit ook al sê, aan televisie gebruik ons, en doen dit ook van tyd tot tyd cue, nee, dan sê ek, lag nou. Alright, so die tweede wysheidsspreuk vinnig is, wat jou seer maak is nie wat jy nie weet nie. Dis wat jy dink jy weet. Nee, en dan voeg ek een by, dikwels, ek sê, jy kan dink ek is maar stupid, maar ek raak baie verviest en verergd as jy dink ek is so stupid soos jy dink ek is. Partykeer, dit was ook 'n poging tot 'n grappie. Dan, jy kan sonder, die een het ek nou net gesê, jy kan sonder enigiets raak. Jy moet net nie sonder opsies wees nie. Ek was gelukkig genoeg om in die oorgangsjare by die oorgang betrokke te wees, en een van my mentors was Sir Kenneth Stowe. Hy was 'n Britse amptenaar uit die klassieke tradisie van Britse amptenare. Hy het my onder andere gekry om die ANC in ballingskap op te lei, nog een van my vele mislukkings, maar in elk geval, dit was nie 'n grappie nie. Hoe dit ook al sê, Sir Kenneth Stowe het altyd vir my gesê, Erwin, good piano doesn't play bad tune, en die tweede een was, get it done by Tuesday. Kry goed gedoen, 'n suidigheid vir aksie. Die volgende een is, ja, maak die foute van jou verlede die fondamente van jou toekoms. En dit is byna klaar. Diervriendskappe kry jy nie verkoop vir die prys wat jy daarvoor betaal het nie. As jy 'n diervriendskap aangegaan het, gaan jy dit nie weer verkoop kry vir die prys wat jy daarvoor betaal het. 'n kilogram se goeie planne bespaar jou miljoene rande se moeilikheid. Selfkennis is die grondslag van wysheid. Selfs dwaase weet soms iets. Wysheid is om te verstaan. Dink voor jy praat, lees en leer voor jy dink. Nou ja, dit was nou 'n mondvol, maar ek dink daar's konkrete planne hier.
Ek dink julle behoort binne die Vrystaat Landbou-Unie 'n sentrum vir innovasie te skep, en as ek daarmee kan help, help ek graag. Baie dankie vir die geleentheid.